Nou dat ons skuld bely het, en daarmee saam ook ons geloof, het ons die wonderlike voorreg, om dan by die Here se voete dan ook stil te raak, vir vandag se boodskap. Kom ons sit net so, en sluit ons oë in gebed. Here, soos pasgeskeerde skape, kom ons met 'n skoon hart, skoon gewete, skoon siel, en ons kom raak stil in die teenwoordigheid. Dankie Here, dat die opregte ek is jammer soveel krag bevat. En dat dit enige en alle sondes, enige en alle oortredings, wat afstand bring tussen my en U, oombliklik kan wegneem. Dankie Here, dat ons as U kinders nie verder hier hoef te sit vanoggend en te wonder en te twyfel, maar is ek werklik nou vergewe, of is daar nog iets wat die Here teen my hou nie? Dankie vir die grootheid, die almagtigheid. Seën asseblief dan ook nou waar ons stil raak by U voete, saam luister na vandag se boodskap. Mag ons ontvanklik wees daarvoor, maar meer nog, soos ons mekaar in die Kersangdiens gesê het laas Sondag, mag dit 'n boodskap wees wat ons nie net vir onsself sal hou nie, maar 'n boodskap wat ons sal neem en sal gaan oorvertel, want soos ons vandag gaan hoor, dit is juis 'n boodskap wat die wêreld, wat die kerk, wat die Christendom, wat die mens daar buite nodig het om te hoor. Aan hulle wat nie vandag hier kan wees nie, wat op die paaie is, in ander dele van die land verkeer, of wat die werk is, of wat siek is, wat ook al die rede mag wees, Here, ons bid, dat U Gees dan ook daar by hulle sal wees, soos by ons hier, in die banke. Ons bid dit alles in U groot naam alleen. Amen. Dis dan ook weer eens 'n wonderlike voorreg om almal te verwelkom wat inskakel by die opname. Ons bid dat dit vir julle net so 'n geseënde geleentheid sal wees. Vriende, ons is besig in Advent, ons is besig om deur die boek Haggai te beweeg, en ek wil vanoggend begin deur 'n paar woorde aan te haal wat ek dink ons almal al in ons lewe gehoor het. Woorde, aanhalings wat aan ons almal goed bekend is. Aanhalings soos: byt vas, druk deur, staan sterk, moenie opgee nie, ek weet waartoe jy gaan, ek verstaan, ek sal aan jou dink, ek sal vir jou bid. Is hierdie woorde bekend aan ons? Hierdie woorde is bekend aan ons weens een van twee redes. Dis of woorde wat iemand teenoor ons op een of ander stadium gespreek het, toe ons binne een of ander moeilike of uitdagende situasie verkeer het. Met ander woorde, ons was eers meer as een keer in die lewe al ontvangers van bemoedigende woorde soos hierdie. Maar ons was nie net ontvangers nie, ons was ook in vele gevalle al die persoon gewees wat iemand anders met woorde soos hierdie probeer versterk het, probeer bemoedig het, probeer bystaan het, verbale ondersteuning probeer deurgee het vir iets waardeur hulle moet gaan, iets wat hulle moet deurmaak. Die vraag wat ek wil vra is as volg: dink vir 'n oomblik toe jy die ontvanger van woorde soos hierdie was, wat se effek het dit op jou gehad? Het dit enige impak op jou gemaak toe iemand jou gebel het, of vir jou 'n WhatsApp gestuur het, of dalk by jou huis kom kuier het en vir jou gesê het:
byt vas, staan sterk, druk deur, ek dink aan jou, ek bid vir jou. Wat se effek het dit op jou as mens gehad? Het dit 'n impak op jou gemaak? En dan 'n ander vraag wat ook ten noue aansluit by vanoggend se boodskap is daar 'n verskil in die impak wat hierdie tipe woorde op jou het as dit aan die een kant van 'n mens afkomstig is teenoor aan die ander kant as hierdie einste woorde van die Here direk self afkomstig is? Is daar 'n verskil in die uitwerking wat dit op jou as mens het? Is daar 'n verskil in die impak wat dit op jou maak? Of is dit maar dieselfde? Die Here sê vir my, staan sterk, byt vas, druk deur, ek dink aan jou, ek is by jou. Is dit dieselfde of is daar 'n verskil tussen die twee? Laasweek het ons die reeks begin en ons het vir mekaar gevra, waar lê jou prioriteite? Wat is op hierdie stadium vir jou in die tyd van Advent, in hierdie tyd van afwagting vir die Here se wederkoms, wat vorm vir jou die belangrikste aspekte in jou lewe? Waarop is jou fokus hoofsaaklik gerig? Waarmee hou jy jouself as Christen op hierdie stadium besig? En ons het op die ouende by die kern uitgekom, wat ons mekaar gesê het, dat as God nie eerste staan in jou lewe nie, en as hy nie die belangrikste figuur in jou omgewing vorm nie, en as hy nie aanbid word in jou land nie, en as jy nie konstant besig is om ook aan sy huis te bou nie, dan moet jy nie verwag dat dit met jou gaan goed gaan. En as praktiese voorbeeld, het ons na die konteks van die boek Haggai gaan spesifiek gaan kyk. Na die konteks van Juda. Dis 16 jaar nadat hulle teruggekom het in ballingskap. 16 jaar verkeer hulle terug in hulle vaderland en probeer hulle die land weer herbou soos wat hy aanvanklik was. Maar ons lees alles wat hulle doen, alles wat hulle aanpak, alles wat hulle poog, bly 'n mislukking. Daar's geen sukses nie. Die een ding eindig net op 'n flop en die volgende ding eindig op 'n ramp. En dan kom Haggai na vore en hy vra vir hulle, het julle ooit gewonder hoekom? Het julle ooit by julleself gaan sit en dink, hoekom kry ons dit nie reg om hierdie land te herbou en weer sukses te ervaar nie? Dan sê hy vir hulle op die ou en hy gee vir hulle die antwoord. Hy sê vir hulle, dis ook waarom die rede omgestuur het, om te sê, julle verkeer in 'n godsverduistering. Toe julle teruggekom het, het julle nooit die Here saamgebring van ballingskap of nie, julle het hom agtergelaat. Vandat julle terug is hier, fokus julle net op julleself. Julle spandeer soveel van julle tyd en julle energie en julle geld om vir julle eie mooi huise en paleise en kastele aan te bou, maar daar waar die Here se huis moet wees, daar is nog niks. Die God wat julle verlos het duidelik nie saam met julle teruggekom nie. Want hier's nie vir hom 'n woning nie. Hier's nie vir hom 'n tuiste tussen julle nie. Julle lewe op hierdie stadium 'n lewe sonder hom. En dan spreek hy hulle baie hard aan tydens sy eerste toespraak. En dis nou teenoor die goewerneur van die land en die hoofpriester en dan teenoor die ballinge, die volk, dan sê hy vir hulle, kry julle prioriteite reg. Draai terug na die Here. Maak hom julle eerste en hoofprioriteit in die lewe. Dis waar ons gestop het laasweek. Vandag bou ons voort hierop om te kyk wat het vervolgens gebeur. Ons lees vanaf vers 12 die volgende. Toe het Serubabel, seun van Sealtiel, en die hoofpriester Yeshua, seun van Josadak, en almal wat van die volk oorgebly het, ter harte geneem wat die Here hulle God gesê het. Wat die profeet Haggai in opdrag van die Here hulle God gesê het. Die volk was vervul met ontzag vir die Here. Met ander woorde, Haggai word opgeroep met 'n opdrag. Hy moes gaan na die volk toe, hy moes dit gaan oordra aan Juda, inwoners van Juda,
Hy het hierdie toespraak gelewer, hy het vir hulle uitgewys waar lê hulle foute, hy het met hierdie opdrag vorendag gekom en ons lees dat die volk het 'n onmiddellike positiewe reaksie getoon op hierdie boodskap van die profeet. Ons lees hulle dadelik gereageer in gehoorsaamheid. Een van die eerste dinge wat by hierdie volk plaasgevind het, toe die profeet Haggai met hulle praat, is hulle tot insig gekom waarom hulle sit waar hulle sit, waarom hulle die omstandighede, mislukte omstandighede verkeer waarin hulle tans is. Dis weens hulle eie skuld. Dis omdat hulle lewe probeer leef het sonder die Here. Hy was nie hulle nommer 1 prioriteit gewees nie. En dan lees ons dat daar binne die volk 'n onmiddellike ommekeer plaasgevind. Met eens was hulle vervul met 'n nuwe heilige eerbied en vrees vir die Here. En hierdie inwendige verandering het ook met eens gelei daartoe dat hulle bereidwillig geraak het om te begin bou aan die tempel. Met eens het hulle vir mekaar gesê, goed, dis waar ons fouteer, dis waar ons moet regmaak, gaan kry 'n vurk, gaan kry 'n graaf, kry alles wat ons nodig het, gaan haal wat ons moet kry, ons begin nou bou aan die tempel. Ons wil nie langer lewe sonder dat die huis van die Here nie gebou is en gebou word nie. Nou gaan dit verder, vers 13. Haggai, die boodskapper van die Here, het in opdrag van die Here vir die volk gesê, ek is by julle, sê die Here. Die Here het toe vir Zerubbabel, en seun van Shealtiel, en gouverneur van Juda, en vir die hoëpriester Joshua, seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het, aangevuur, en hulle die werk aan die huis van hulle God, die Here die Almagtige, aangepak. Hulle daarmee begin op die 24ste van die 6de maand. Nou weet jy wat, vriende, wat vir my uitstaan in hierdie stukkie wat ons sopas saam gelees het, is die woorde, en die Here het die volk aangevuur. En die vraag is, hoe het hy hulle aangevuur? Hoe het hy hulle gemotiveer en geïnspireer om te begin met die bouwerk van die tempel? Ons lees nie van een of ander groot wonderwerk of teken wat die Here gegee het nie. Hy het nie een of ander groot seeing is believing gebeurtenis laat plaasvind nie. Ons lees hy het hulle aangevuur deur eenvoudig net vir hulle te bemoedig en te sê, ek is by julle. Ek is teenwoordig. Ek het julle lief, ek gee om, ek is hier. Ek is in julle midde. Dit lees ons was meer as genoegsaam gewees om die volk aan te vuur, om hulle aan te hits, om hulle op so 'n punt te kry dat hulle met die tempel se herbouproses begin. En ek kan nie anderste as om vir 'n oomblik hier te wil vassteek en te wil vra, maar wat het in ons wêreld van toe af tot nou toe gebeur? Dat dit volgens my by al hoe meer mense in die mensdom nie meer goed genoeg is om mense aan te hits en te motiveer en te inspireer om hulle Christendom getrou en volkome uit te leef nie. Ons lewe in 'n wêreld waar mense al hoe meer wil die vrae vra, goed Here, ons hoor in die woord, U is met ons, maar ons wil dit sien. Wys dit aan ons. Gee vir ons 'n teken. Doen tog asseblief net 'n wonder. Dis asof die woorde, die geskrewe woorde wat die Here vir ons in sy woord gee, dis nie meer genoegsame inspirasie en motivering om te bly volhard in ons Christelike lewe en met die taak wat ons opgelê word nie. Ons soek meer. Die Here moet nou meer en groter bewyse gee vir ons om ons te motiveer en aan te hits dat ons nog getrou kan voortgaan as Christen in hierdie lewe. Wat het in ons wêreld gebeur dat die skrif en al daardie aanhalings wat ons vind van die Here waar hy sê ek is met jou, dat dit nie meer genoegsaam is nie. Ons lees verder. Op die 21ste van die 7de maand in die 2de regeringsjaar van koning Darius het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom.
Vra tog vir Serubabel, seun van Sealtiel, en die goewerneur van Juda, en vir die hoëpriester Yeshua, seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het, wie van julle het gesien hoe mooi die vorige tempel was? Hoe lyk die een vir julle? Lyk hy nie na niks in vergelyking met die vorige nie? Met ander woorde, vriende, daar het nou 4 weke verloop vanaf die vorige toespraak wat die profeet gelewer het. Hulle het begin om die tempel te bou, hulle is 4 weke in die herbouproses in. Nou begin hulle bietjie terugstaan. Nou kyk hulle na dit wat hulle so ver gebou het. En nou lees ons die volk raak mismoedig. Bittermin van hulle het die eerste tempel wat 66 jaar vroeër afgebreek is met hulle eie oë gesien. Maar hulle weet vanuit die geskrifte en dit wat oorvertel is van geslag tot geslag, wat se wonderbaarlike gebou dit was. En hoe dit oortrek was met goud en met silwer. Dit was regtig 'n besonderse tempel gewees. Nou kyk hulle na hierdie tweede tempel en hulle besef, maar die tweede ene lyk nie naastenby so pragtig en so wonderlik soos die eerste een nie. En ons lees, dit het 'n negatiewe reaksie by die volk gehad. Met eens het hulle verval in mismoedigheid en depressief geraak en hulle het vir mekaar begin sê, hoekom bou ons nog verder aan die tempel? Kyk hoe lyk hy. Hy's so vaal in verhouding met die eerste een. Kom ons stop eerder. Kom ons hou op om ons tyd te mors. Dit gaan nooit so mooi lyk soos die eerste een nie. Ons mors ons tyd. Kom ons stop eerder. En dis waarom Haggai dan hier met hulle praat om vir hulle te sê, moenie ophou nie, hou aan om met die bouwerk voort te gaan. Ons lees verder, maar nou, Serubabel, skep moed, sê die Here. En jy, Yeshua, seun van Josadak, hoëpriester, skep moed. En julle almal, burgers van die land, skep moed, sê die Here. Begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here die Almagtige. My belofte wat ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal ek nakom. My gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie, so sê die Here die Almagtige. Nog een keer, binnekort, sal ek hemel en aarde, see en land laat bewe. Dan sal ek al die nasies laat wakker skrik, en hulle sal met hulle skatte kom, en so sal ek hierdie huis met rykdom vul, sê die Here die Almagtige. Aan my behoort al die silwer, aan my al die goud, sê die Here die Almagtige. Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê die Here die Almagtige. Op hierdie plek sal ek vrede gee, sê die Here die Almagtige. 3 keer, vriende. 3 keer sê die Here vir die volk wat nou hier in mismoedigheid verkeer, sê hy vir hulle, skep moed. 3 keer sê hy vir hulle, moenie toelaat dat julle omstandighede julle onderkry nie. 3 keer word hulle aangemoedig, hou aan met die bouwerk. Hoekom? Want ek is by julle. Hou aan doen wat julle doen, dit wat julle nou mee besig is, al lyk dit vaal, al lyk dit nie so mooi nie, al lyk dit nie of dit 'n sukses is nie, hou daarmee voort, dit is nie te vergeefs nie. Volhard, bly aanhou daarmee. Elke bietjie wat julle nou doen, sal eendag 'n groot impak maak, al lyk dit dalk nie nou so nie. En daarmee, vriende, wil ek begin afsluit deur dit deur te trek na die jaar 2025 toe. En spesifiek in die tyd van Advent, 'n tyd wat ons in afwagting verkeer. En ons kan vir mekaar vra, maar wat se betekenis hou hierdie gedeelte vir ons vandag in hierdie tweede deel van ons Adventreeks? Wat probeer die Here en die skrywer deur middel van hierdie gedeelte by my en by jou vanoggend tuisbring? Ek dink ons 4 aspekte wat ek kortliks wil uitlig. Die eerste aspek, en dit het ek maar net weer eens opnuut aan besef geword die afgelope week toe ek so op sosiale media gaan, toe kom ek daar op 'n Facebook groep af waar mense so
uitvaar teenoor die kerk en sê hoe sleg is die kerk en hoe sleg is die dominee en hoe sleg is die pastoor. En as 'n mens so deur hierdie goed lees, dan kan jy nie anders as om hier binne te begin 'n mismoedige gevoel te begin kry van wat is die doel? Wat is die doel? Ek probeer nog 'n dominee wees. Wat is die doel daarvan? Ek probeer nog 'n kerk bestuur en 'n kerk lei onder leiding van die Here en met die krag van die Heilige Gees. As 'n mens al hierdie kommentare lees waar die mense net die een na die ander sê hoe sleg en hoe negatief is die kerk nie. Maar dan lees ek 'n teks soos hierdie in Haggai, waar die Here vir my net vandag se tyd kom sê, en vir elkeen van ons, want almal van ons vorm deel van die kerk, skep moed, ek is by jou. Moenie toelaat dat dit wat die mense daar buite van die kerk sê, dat dit jou betrokkenheid, jou insette, jou deel wees van die kerk beïnvloed nie. Ja, daar is baie verkeerdhede in die kerk. Ja, die kerk maak foute, ons is net mense. Ja, daar is geestelike leiers wat die pad kwytraak of die regte pad afdwaal en verkeerde dinge begin doen en so 'n slegte en 'n verkeerde beeld skep van die kerk. Maar dit moenie maak dat ons op 'n punt kom wat ons sê, ons sien nie meer kans nie, of ons wil nie meer deel wees nie, of ons wil nie meer ons kant bring nie. Ja, dit is so dat ons hoor die NG Kerk loop leeg en die getalle neem af. En nie net in die NG Kerk nie, maar oral dat verskeie kerke raak al hoe leer. En dan dink ons by onsself, maar is daar dan nog 'n doel? Waarom doen ons wat ons doen? Hoekom fokus ons nog op sending? Hoekom bedien ons nog as die kerk al hoe leer begin loop? En al hoe meer mense iets negatiefs oor die kerk te sê het, dan troos ek my daaraan, aan die woorde van Haggai, dat al is daar een persoon wat deur die kerk op 'n positiewe wyse aangeraak word en die Here ontmoet, dan is dit 'n ontsettende groot suksesverhaal. En daarom moet ons bly volhard. Al sê die wêreld wat oor die kerk, ons moet bly volhard want die Here is by ons. En al is daar baie kritiek oor die kerk daar buite, is daar ook groot suksesverhale. Mense wat daagliks die Here ontdek, mense wat daagliks nader en nader aan die Here groei. Dis die eerste belangrike punt wat ek wil uitlig vanoggend. Moenie dat die gebeure wat die wêreld met die kerk te sê het, maak dat jy begin terugstuier en sê, maar ek wil nie meer help bou aan die kerk nie. Want ons bou. Ons hoef dalk nie fisies meer te bou nie, maar deur lidmate te nader, mense te nader, die evangelie daar buite te verkondig, is ons nog steeds besig om te bou aan die kerk. Ons is nog steeds besig om te bou aan die koninkryk van God. En daarmee moet ons nooit ophou nie. Want die Here is by ons. Die tweede ding wat ons hier kan uithaal, dit kan ons meer inzoom op gelowiges individueel, is deur te sê, moenie dat die wêreld jou liggie laat doodgaan. Daar's soveel dinge in hierdie wêreld wat op hierdie stadium die mensdom baie keer laat wonder en laat twyfel oor sy geloof en oor sy Christendom. En laat wonder, het die Here my lief? Gee die Here nog vir my om? Hierdie gedeelte kom vandag vir jou as individu sê, moenie dat jou liggie doodgaan nie, want die Here is by jou. Veral in daai tye wat jy deur swaar en uitdagende tye moet gaan, moenie dat jou liggie doodgaan nie. Hou aan, laat hy bly skyn. Derdens, 'n ander ding wat 'n mens baie keer ook laat vou of laat wankel in jou geloof, is die persoonlike uitdagings. Rou, siekte, finansiële uitdagings. Die lys is eindeloos, vriende. Maar dit is alles dinge wat 'n mens kan laat stagneer in jou geloof. Moenie dat dit jou onderkry nie. Want die Here, wat sê hy? Ek is met jou. Skep moed. Ons ken die bekende uitdrukking wat sê elke huis het sy kruis.
Maar elke huis het ook die Here. Die Here is bokant jou huis, die Here is binne in jou huis, die Here is binne in jou hart. Hy ken jou omstandighede, hy ken jou uitdagings, hy ken jou worstelinge, hy ken die dinge waarmee jy op hierdie stadium struikel, wat vir jou slapelose nagte gee, wat dalk vir jou maagseer gee van die spanning. Die Here is by jou, skep moed. Wat se siekte dit mag wees, wat se uitdaging dit mag wees, die Here is by jou. En nommer 4, en hierdie is vir my die belangrikste van almal, ons moet onsself, as dit gebeur het, dat die wêreld ons so beïnvloed het, is dit nodig dat ons onsself weer herprogrammeer, dat die woorde van die Bybel waar die Here beloof dat hy by ons is, dat dit vir ons genoegsaam is, om ons te motiveer en te inspireer, om ons geloof te bly uitleef. As ons in die slaggat beland het, en soos die wêreld wil sê, maar ons soek tekens en ons soek wonders, en daar moet groot dinge in ons lewe gebeur, om vir ons te help warm bly, het ons nodig om terug te keer, na die skriftelike beginsel van die woord is genoeg. Die Here se belofte van sy teenwoordigheid is vir ons genoeg om te bly volhard. Ek kan nie anders as om my gedagtes laat gaan na die Emmausgangers, toe Jesus tussen hulle verkeer het en die woord vir hulle uitgelê het. Wat was hulle reaksie na die Here verdwyn het? Toe kyk hulle na mekaar en hulle vra vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy die evangelie vir ons uitgelê het nie? Die woord het daardie krag, dit beskik oor daardie krag om ons te kan help volhard. Ons het nie wonders nodig nie, ons het nie tekens nodig om ons te help om Christene te bly nie. Die Here se woord en sy geskrewe beloftes wat ons duisende kere in die Bybel hoor, is en behoort genoegsaam te wees om ons te dra binne die konteks van die kerk, binne die konteks van ons individuele Christenskap, maar ook deur elke uitdaging wat jy moet deurgaan. Ons lees dit dalk net te min, en ons glo dit dalk net te min. Mag ons deur hierdie gedeelte net weer eens opnuut besef, dat soos wat die Here die volk aangevuur het, deur net sy teenwoordigheid teenoor hulle te beamoen, mag ons net so as gelowiges in hierdie tyd van afwagting opnuut so aangevuur word om te bly volhard, omdat daardie belofte van teenwoordigheid nog steeds aktief is, omdat dit nog steeds staande is, lewend is. Net soos wat die Here beloof het dat hy by die volk was destyds tydens die herbou van die tempel, net so is die Here nog steeds vandag hier by ons, terwyl ons besig is om te bou aan hierdie kerk. Wanneer jy 'n uitdaging ingaan, die Here gaan saam met jou. Wanneer jy in 'n posisie geplaas word om jou getuienis te moet oorvertel of uitleef, die Here sal by jou wees. Dag en nag, sê die psalmdigter, sal hy by jou wees. Mag ons dit nooit vergeet nie. En as jy vanoggend in 'n gat voel, vasgevang voel, die Here sê, kom skep moed by my. Ek wag vir jou. Ek sal vir jou die krag gee om staande te bly. Amen. Here, ons kyk baie keer rondom ons na die kerk, en ons luister na die kritiek wat gesê word oor die kerk, en dan vra ons onsself, maar is daar nog 'n doel, is daar nog 'n nut daarin, dat ek 'n lid vorm van die kerk en my deel probeer doen, my deel probeer bydra. Net so kyk ons na ons eie Christelike identiteit, en ons sien hoe die mensdom al hoe meer rondom ons afvallig raak, begin afdwaal, en dan vra ons onsself af, maar is daar nog 'n doel daarin, is daar nog 'n nut daarin, dat ek my liggie laat probeer skyn? Maak dit nog 'n verskil in hierdie duister wêreld?
Here, wanneer die realiteite en die swaar van die wêreld ons een na die ander tref, soos die branders van die see, in ons omstand, en ons sukkel om staande te bly, dan vra ons onsself die vraag af, is daar nog 'n nut daarin om te glo? Here, wanneer ons nie wonders en groot tekens ervaar nie, dan vra ons onsself af, is ek nog op die regte pad? Wat gaan my staande hou? Here, maar dankie dat U vanuit vandag se gedeelte ons net weer eens daarop kom uitwys, wat 'n kragtige uitwerking die belofte van die teenwoordigheid op elkeen van ons se lewens kan hê. Binne die kerkkonteks, binne die huwelikskonteks, binne die gesinskonteks, binne die werksopset, binne die vriendekring, hoe ook al, Here. En is my gebed dat elkeen van ons nie geprogrammeer sal wees dat ons tekens en wonders soek om te bly glo en te kan bly volhard nie, maar dat ons die skrif sal oopmaak en dat die lees en die hoor van die woorde, ek is met jou, dat dit vir ons genoegsaam sal wees. Dat dit vir ons die nodige inspirasie en motivering sal gee om deel te bly van die kerk, om deel te bly van die Christendom, om steeds ons liggie te laat bly skyn, en om elke uitdaging wat oor ons pad kom, maak nie saak hoe klein of hoe groot nie, dat ons daai bil by die horing sal neem, want ons God is by ons. En dit alleen is genoegsaam om ons staande te hou. Here, ek weet ons pak baie keer groot projekte aan, wat dit ook al mag wees, en halfpad in, dan staan en kyk ons die storie, en dan wonder ons by onsself, maak dit nog 'n impak? Gaan dit 'n verskil maak? Gaan dit 'n sukses wees? En so argumenteer ons ook baie keer as dit kom by ons betrokkenheid in die uitbou van die koninkryk. Maar dankie vir die belofte dat U hier dit so duidelik stel, dat U sal dit seën. Niks wat ons doen is te vergeefs nie. U sal dit seën. U sal seker maak dis 'n sukses. Mag ons nooit opgee nie. Mag ons weet die bietjie wat ons doen, is in U oë meer as genoeg. Here, U ken elkeen se harte wat hier sit. Hoe langer ek in die gemeente is en hoe meer ek die voorreg het om ons lidmate 1 tot 1 in diepte te leer ken, hoe meer kom ek agter, daar's seer, daar's swaar in almal van ons se lewens, daar's uitdagings waarmee ons almal stoei. Hierdie boodskap is op almal van ons van toepassing vanoggend. En ek bid, Here, dat U Gees oor elkeen sal wees. En daar waar hulle krag te min is, hulle voel of hulle krag opraak, Here, dat U hulle sal omvou in die arms van liefde en hulle sal help staande hou. Seën asseblief hierdie nuwe week wat voorlê, by die huis, by die werk. Mag ons ten alle tye van U teenwoordigheid bewus wees. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.